Goeiemôre beleef familie van my Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so 'n enorme voorreg om julle saam met ons hier te hê. As jy nou vandag vir die heel eerste keer inskakel by ons kanaal, baie welkom. En as jy nou al lank saam met ons reis, dit is altyd so lekker om julle saam met ons. Baie dankie vir die kommentare, die terugvoer. Dit is vir ons werklik lekker. Ons lees elkeen van daai en ons sal altyd wil reageer op elkeen. Net belangrik, as jy wil met ons connect, info@beleef.org.za is die heel beste manier om met ons te gesels. Nou, hierdie week is ons besig om te gesels oor die onderwerp dat dit is baie maklik vir my en vir jou, dat ons harte kan beginne afdwaal, dat ons eintlik in 'n ritme kom waar ons maklik beginne wegdryf in ons toewyding teenoor die Here. Want ons praat eintlik oor aanbidding en wat dit is om Christus die middelpunt te maak van ons geloof. En dan, hoe maklik het is dat die afleidings van hierdie wêreld en hierdie lewe, selfone en TV en allerlei dinge, net maklik ons aandag vat. Nou, ek wil met julle gesels vandag oor 'n gemeente, die gemeente in Openbaring. Ek dink ons almal ken dalk daai storie. Nou, dis hierdie gemeente wat gefloreer het van buite af, het baie goed gelyk. Hulle het gelyk van buite af soos baie geestelike gemeente, asof hulle alles reg doen en so aan. Hulle het regtig geywer in al die regte dinge. So oënskynlik van buite af lyk alles baie goed. Maar dan kom Jesus en dis in Openbaring 2 en jy kan dit later gaan lees in konteks vanaf vers 1 tot by vers 7. Dan kom hy en hy kom gesels met die gemeente met 'n baie vermaanende wyse. Hy kom sê vir die dinge wat ek dink as ek en jy vandag moet hoor, Jesus praat so met ons, met my of met jou, dan sê hy al regop sit, jy sal definitief verleef voel. Kyk gou wat sê Openbaring 2 vers 4. Maar ek het dit teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. Nou, wat ons hierso raak sien is dat hierdie gemeente, wat van buite af, soos ek reeds gesê het, gelyk het soos 'n baie geestelike, sterk en floreerende gemeente, is tog 'n gemeente wat in hulle ywer beginne dryf het ten opsigte van hulle liefde vir Jesus. En ek dink baie keer is dit ons uitdaging ook vandag, dat ons gaan dalk kerk toe, ons lees nog steeds dalk Bybel, daar's sekere ritmes wat jy onderhou en sekere ritmes wat jy nie onderhou nie, maar jou toewyding vir die Here is iets wat baie meer ywerig was in die verlede, voorheen. Ek dink as jy moet terugkyk toe, ek weet vir my, ek het op die ouderdom van net na matriek, so 18, ek was 18 en 'n paar maande oud, wat ek 'n keuse gemaak het vir Jesus Christus, en in daai tyd was my ywer definitief anders te gelyk as vandag. Ek is nog steeds lief vandag vir Jesus, ek is nog steeds toegewy aan hom, maar ek kan sê, na 25 jaar, baie keer jou ywer vir dinge gaan op en dit gaan af en dit gaan op en dit gaan af en dit moet eintlik nie so wees nie. En ek dink as ons kan besef vandag dat as gelowiges is ons telkens so 'n kwesbare teiken om weg te dryf in ons ywer vir die Here. Hoekom? Want kinders kom en skool kom en dan sport kom en jou werk en jou uitdagings, al die dinge hou ons so besig. En wat as Jesus vandag vir my sê of vir jou sê, hoor hierso Retief of jy wat luister, ek het dit teen jou, dat jou ywer vir my is minder. Geliefde, mag ek en jy nie kom op daai plek waar ons ywer vir Christus minder is nie. En geliefde, as ons dink dit gaan outomaties daar bly, dan maak ons 'n enorme fout. Ek wil uitdaag, vandag is donderdag, maar as jy gaan inskakel môre en veral Saterdag en spesifiek Sondag se boodskap, ek gaan vir julle 'n paar praktiese dinge leer oor hoe ons in ons ywer vir Christus nie sal swakker raak nie, dat ons ywer vir Jesus net sal aanhou bly brand. Ek hoop vandag besef jy dat ek en jy het 'n geleentheid om te groei in ons liefde vir Jesus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Vandag bid ek en ek pleit by u dat u my ywer vir u elke dag sal louter. Kom werk in my gedagtes, kom werk in my hart. Kom wys vir my waar ek toelaat dat dinge van buite af my aandag steel en ek eintlik begin dryf in my ywer vir u. En ek dink so baie mense vandag, Here, ons is in sekere ritmes waar ons dink ons doen die regte goed, ons is besig met sekere dinge wat ons voel, ek is tog geestelik, ek is tog 'n kind van die Here. Daar's sekere dinge wat ek dink ek doen alright, maar Vader, as ons werklik moet eerlik wees en u staan voor ons en u sê vir ons vandag, dit het ek teen jou. En dit is dat jy eerste liefde beginne verlaat het. Bid ek, Here, dat u opnuut weer by ons 'n ywer sal gee, 'n drywer sal gee, om nie dit mis te kyk, om nie u mis te kyk. Ek maak ons weer opnuut lief vir u, Vader. Ek soek weer terug daai konstante daaglikse drywer om te sê, Here, ek is lief vir u in alles wat ek doen. En dankie, Here. Dankie vir die genade wat u vir ons leer in Jakobus 4. Dat u sê vir ons, u gee vir ons meer genade sodat ons meer getrou aan u kan wees. Ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen.
Geliefdes, ek sien julle weer môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.